Kom ons sluit die oë. Ons groot en magtige Hemelse Vader. Baie dankie Here vir die uitnodiging wat elke een van ons ontvang het om saam met U tyd te kan spandeer hier in U se huis. Ook baie dankie vir elke persoon wat die uitnodiging geaanvaar het, Here. Dan wil ons vra dat U ons sal help, dat ons die boodskap sal kan verstaan, maar ook sal ons help dat ons die boodskap kan uitleef. Daarom vra ek Here dat U die mense my sal verwyder, my sal vul met die Heilige Gees, sodat dit nie net woorde is wat ek gaan spreek, maar woorde wat direk van U af sal kom. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre geliefdes. Ek wil julle vra om julle Bybel saam met my oop te maak by 'n baie bekende gedeelte. Verse wat ons baie goed ken. In die heel laaste boek in die Bybel, Openbaring 3. Openbaring 3 vers 15. Openbaring 3 vers 15 en dit sê die volgende: Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Tot sover. Groot is U naam nie. U aanbidding. En die aanbidding kom U toe, Here, die aanbidding van ons harte. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons weet ook, Here, dat vandat ons U aangeneem het as ons koning en ons saligmaker, waar ons hulp vandaan kom. Here, en soms vergeet ons waar ons hulp vandaan kom. Ons maak op ons eie kragte en ons eie wil staat, maar ek pleit vanmôre dat U in die groot genade weer eens daardie beskermende kleed van Jesus Christus oor ons sal hang. Ja, Here, daardie kleed van vrymaking van sy bloed wat U vir ons gestort is, mag dit wees dat ons lewens weer eens opnuut aan U sal oorgee en dat ons sal leef soos oorwinnaars in die naam van Jesus Christus. Ek bid vir elkeen wat hier is vandag. Here, elkeen wat nie hier kan wees nie. Elkeen wat weens omstandighede verhoed is om hier te wees, maar tog in hart en siel saam met ons is. Ek bid ook, Here, vir diegene wat dit nie die moeite werd ag om te kom nie. Mag U ook met hulle werk, Here. Raak hulle lewens aan, sodat hulle ook weer eens vol vuur sal word en saam met die kinders hier sal vergader op 'n Sabbat. Ek pleit vir almal wat siek is. U ken elkeen se gedagtes, se lyding en U ken ook elkeen van U kinders se motiverings en ons gedagtes. En ook in daardie persoonlike gebede, Here, wil U asseblief ook daarna luister en daarvan werk maak. Ek bid dan dat U hierdie erediens sal seën, dat die leraar sal aanraak sy woorde, sy gedagtes, en dat ons sal weet, as ons hier vandaan weggaan, dat ons met Jesus gemeenskap gehad het. Help ons en lei ons. Ons bid dit in sy wonderlike naam. Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie vir die offer wat ons gebring het. Vra Here dat U dit sal neem, sal seën en vermenigvuldig volgens U wil en U werk hier op aarde. Ons bid dit ook in Jesus naam. Amen. Glo julle my? OK. Ek gaan dit doen vir julle. Ek gaan probeer hard praat. Ek weet nou ongelukkig gaan die mense op YouTube ons nou nie kan hoor nie. Maar ek wil by julle hoor, wie is die enetjie wat ons touwtjies eintlik trek? Hooplik Jesus, maar wie trek ons eintlik rond? Satan, hè? So die eerste ding wat ons moet doen, oomblik kan die klok begin, is ons moet ons touwtjies wat Satan so trek, moet ons afsny. OK? So nou het die Satan nie meer beheer van ons nie. Maar wat sê die Bybel vir ons? Die Bybel sê, eintlik sê Dawid vir ons in die Bybel, dat Jesus kom as ons lewens vir hom gee en hy sny ons harte oop. Hoekom moet hy ons harte oopsny?
om die sondes te verwyder, né? So dan kom Jesus en hy haal die sondes uit ons harte uit en los dit daar. Wat sê die Bybel? Hy vat ons sondes en hy gooi dit vir ons in die diepste punt van die see en ons is sondevry, né? Maar hoe kan ons sondevry word? Die Jesus Christus wat vir ons kom sterwe het, né? Nou, die Bybel sê vir ons dat wanneer ons werklik Jesus gaan aanvaar het, dan kom die Heilige Gees en hy steek ons aan die brand. Sodat eendag wanneer Jesus ons kom haal, ons ook hemel toe kan gaan, soos hoe Jesus hemel toe gegaan het. En ons almal hou vas in die belofte, dat hy gaan eendag kom, terug af aarde toe. Om ons te kom haal. Daar is die hele evangelie vir jou verkom. Amen. Amen. En dit is waaroor ons preek vandag gaan. Vandag se preek is 'n preek waarvoor ek al aangekla was by konferensies. Waar mense gesê het, hoe kan hy so iets vir ons sê? Waar as ek het vir die konferensies vertel wat ek gesê het, dan sê die konferensies, elke Adventist moet dit hoor. Vandag se preek, laaste keer wat ek het gepreek het die kerk omgedraai en vir hoofouderling gevra, hoekom is hy kwaad vir ons? Ek is nie kwaad vir julle nie, okay? Maar hierdie is iets wat elke een van ons moet besef. Ons titel vir vandag se preek is aansteeklik. Wat beteken dit? Wat beteken aansteeklik? Is oordraagbaar, né? Nou, ons as Adventiste het 'n dodelike siekte wat ons oordra aan mekaar. Dit is nie 'n goeie ding nie. Dit is 'n baie slegte ding. En ons gaan vandag bietjie daaroor gesels. Kom ons gaan in ons preek, ons teksvers het gepraat van om lukewarm te wees, okay? Om lou te wees. Wat is oor die groot probleem van om lou te wees? Wat is die probleem hiervan? 'n kwolkie wat al klaar uitgebrand is, kan jy hom weer laat brand? Nee. Die woord spieg beteken nie net om uit te spoeg nie, maar om die smaak daarvan so glad nie kan verdra nie. Jy kan nie wag om ontslae te raak daarvan nie. Is nie so 'n sagte dit is daai diep spoeg, dit is daai klaar met jou. Nou, hoekom word ons lou? Waarom word ons lou? Jy sien, ons kom kerk toe en ons word so bietjie warm hier so by mekaar, dat wanneer ons huis toe gaan, ons sal miskien so bietjie die Bybel lees, bietjie Bybelstudie doen, maar dan hoekom word ons dan lou? Ek wil vir julle sê, ek het al baie dinge in my bediening beleef. Ek het die een keer was ek genooi na 'n kerk toe, ek het net begin preek, so ek was so 19 jaar oud gewees, en ek het in 'n kerk gaan sit, en 'n man kom toe daar aan, gedurende Sabbatskooltyd, en hy sê vir my, "Wesel, jy moet opstaan, die is my plek." En ek sê, "Okay, is interessant." Ek staan toe op en ek gaan sit in die kar. Toe erediens aanbreek, kon ek sien hoe al die ouderlinge en al die leiers rondhardloop, waar is die ou wat my kom preek? Waar is hy? My foon lui, ek antwoord, ek sê, "Ek is hier so, ek is hier, moenie waar nie, ek is hier." En ek sit net daar in die kar. Hoekom? Want ek is nie eintlik welkom gewees in die kerk nie. Dit is iemand anders se plek gewees daar, so ek sit maar hier. En terwyl ek al sit en kyk na die chaotiesheid wat in die kerk
plaasvind van buite af, dink ek by myself, maar as ek as iemand wat nou besig is om teologie te swaat, so onwelkom gevoel het in 'n Adventiste kerk, hoe moet ander mense ook nie voel nie? En met tyd kom 'n ouderling en hy klop so aan my kar se venster en hy vra, is jy Chad? Ek sê toe, ja. Toe ek daar voor gestaan het ek vir 'n paar minute doodstil gestaan en nie 'n woord gesê nie. Want ek moes nou, my woede moes ek nou 'n bietjie terughou. Want hoe kan dit wees dat ons voel dat sekere mense is welkom in die huis van die Here, maar ander mense nie regtig nie. Hoekom doen ons dit? Hoekom wil ons die kerk verklaar as ons eie, terwyl die woord van God eintlik sê, dit is God se huis, almal is hier welkom. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, ek ken jou werke. Ons sal later kyk, ons gaan later sien, daar's goeie en slegte werke, en daar's is verkeerde manier om die goeie werke ook te doen, dat jy nie koud is en ook nie warm, was jy tog maar koud. Kom ons fokus eers op koud. Was jy tog nooit aan die brand gesteek deur die Heilige Gees nie? Want dit's beter as om lou te wees. Of warm. Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. 'n harde woord. Jy weet, daar's ons baie aansteeklike siektes in die Bybel. En ek dink een van die siektes wat die Bybel verklaar is een van die ergstes nog ooit is melaatsheid. En as ons kyk hoe melaatse mense gehanteer was, hulle was uit die stad uit toegesluit gewees. Hulle mag nie eens binne inkom nie. Nou geliefdes, dit baie keer vir my asof ons as Adventiste mense in die wêreld hanteer as melaatse mense, ons wil niks met hulle te doen hê nie. Ons wil nie met hulle praat nie. Ons wil hulle nie uithelp nie. Ons wil hulle eerder daar buitekant los, want net nou kom maak hulle ons ook siek. Net toe kom steek hulle ons ook aan by die aardse dinge en die manier van hoe hulle dinge doen en ons sluit die kerk vir hulle toe. Is dit hoe ons veronderstel is om op te tree? Ek vra vir my mentor nou die dag, ek vra vir konferensies baie harde vrae. En een van my vrae was, my werk is om gemeenskapsdiensplekke op te bou. Nou, ek het vir hulle gesê, ek verstaan die konferensie het nie geld vir dit nie, ek verstaan daai deel, maar wat is die konferensie vir my om mense te kry om hierso te kom werk, want dit vat ons mense wat gespesialiseer is om hier werk te kan doen. En hy kom my nie op dit antwoord nie, maar nou sê hy vir my, ons probeer vir die kerk om te verstaan, dat die kerkgebou is 'n gemeenskapsdiensplek. Toe dink ek by myself, hoe gaan jy vir die kerk kan oortuig om hulle deure oop te maak vir die siek mense daar buite? Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie. Wat as Jesus wat sonderloos is, omgedraai en gesê, ek gaan nie na daai goddelose plek toe nie. Ek gaan nie vir hulle gaan sterwe nie. Waar sou dit vir my en jou gelos het? Die antwoord is eenvoudig. Nie een van ons sal die ewige lewe kom beerwe nie. En net so geliefdes, Johannes 16 vers 19 sê vir ons, dat elke een van ons is 'n bos sleutels gegee, en met daai sleutels moet ons die deur oopsluit vir iemand om 'n ewige lewe te kan beerwe. Dan gaan Jesus voort en hy sê, wie ook al se sleutel jy verloor het of gebreek het, daai persoon gaan miskien nooit die ewige lewe kan beerwe nie. Maar weet jy wat doen ons? Ons sit met ons sleutels hierso en ons wil nie uitgaan om te gaan kyk wie se deur kan ons oopsluit nie. Of ons wil die sleutels gebruik om iemand se deur oop te sluit wat ons dink dit werk is om die evangelie te ontvang en ons breek haar sleutels. Ek dink ons besef
hoe belangrik dit is vir elke een van ons om deel te wees om die evangelie te verkondig nie. Lukas 10 vers 25 tot 28 dit sê, daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het en die te sê, meester, wat moet ek doen om 'n ewige lewe te beerwe? Hoor julle die vraag? Wat moet ek doen om hemel toe te gaan? In kort. En Jesus antwoord hom en hy sê, wat is in die wet geskrywe? Jesus gee hom nie kans om te antwoord nie, want Jesus weet, hy weet. Hoe lees jy? Ons almal ken die storie. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag. Hoekom het jy krag nodig? Dink bietjie daaraan. En uit jou hele verstand en wat doen? Jou naaste lief hê soos jouself? Geliefdes, as ons iemand sien sukkel, dink ons werklik daaraan, hoe sou ek gevoel het, as ek vanaand nie 'n bok kos gehad het nie? Hoe sou ek vanaand gevoel het, as ek nie 'n dak oor my kop gehad het nie? Want dit is eintlik wat dit beteken. Sit jouself in die persoon se skoene, gaan jy gemaklik wees met daai lewe. Gaan jy tevrede wees met daai lewe. Dan gaan net voor. Jy het reg geantwoord. Doen dit en jy sal lewe. Net die wat totaal en al gehoorsaam is aan die Here, gaan die ewige lewe beerwe. Nie net die goedjies wat ons wil hê nie, in elke liewe woordjie, in elke liewe komma, in elke liewe punt in die Bybel. Net daai sal gered word. Net die wat werklik Jesus met hulle hele hart en siel lief het. Net die wat werklik die 10 gebooie onderhou. Net die wat werklik hulle deel doen in die groot stryd. Nie om deel te neem en te veg in die groot stryd nie. Maar om vir ander te vertel van wat om hulle aangaan. Net die wat rondloop met die wapenrusting. Maar vir jou om die wapenrusting aan te hê, moet jy ook die vrug van die Gees dra. Mense wat werklik in geloof lewe. Ongelukkig om in geloof te lewe beteken om die werk van die Here ook te doen. Want dit is waar jou geloof werklik getoets word. Mense wat dag na dag hulle verhouding met die Here en die mense wat totaal en al alles oorgegee het aan Jesus. Matteus 7 vers 16 tot 26. Aan hulle vrug sal jy hulle ken. 'n Mens pluk tog nie 'n druiwe van 'n doring of 'n vy van 'n dissel nie. Dit is vir my baie interessant. Ek het tog nooit na 'n doringbos daar buite gekyk en gedink, ek dink daar sal ietsie lekkers daarin wees nie. Jammer vir die Afrikaans, maar jy moet katools wees om daar te gaan grou vir ietsie. Jy gaan niks daar kry nie. En ongelukkig, baie van ons lewens is so dat ons is 'n doringbos sê en die mense wil eintlik niks met ons te doen nie, want hulle weet al klaar, daar is geen vrug nie. Ek onthou, toe ek my lisensie gaan doen het, ek het dit in vereniging gaan doen. Ek het in Meyer gebly, ek het vereniging toe gery, moes baie vroeg opgestaan het, dit is maar net so 20 kilos uit. En soos julle weet, is daai deure oopgaan, moet jy eers in wees. Anders gaan nie deur nie. So ek was 2 dae daar, die eerste dag halfpad deur gekom, die tweede dag uiteindelik. Ek is by 'n punt waar ek moet nog net betaal, net my vorm OG betaal en dan print mos nou die bladsytjie uit wat sê die is wanneer jy moet nou kom om jou lisensie te doen. En terwyl ek al voor staan, ek is letterlik heel voor, ek moet nog net betaal. Die vrou wat my moet help is besig om te eet en te gesels. Nou ek gee nie om as jy vir 2 minute gesels en jy doen gaan jou werk en jy gesels weer vir 2 minute nie. Okay, ek het glad nie 'n probleem daarmee nie. Maar dit was maklik 'n halfuur lank wat ek heel voor in die ry gestaan het. En ek draai toe om en ek sê, verskoon my. Wil jy nie net miskien my vorm vat, my geld vat, die papiertjie print vir my gee
dan loop ek en jy kan verder gesels. Ek was baie mooi, baie rustig met haar, terwyl hier binne, jy weet, en die vrou gaan toe so op my af, dat die mense wat agter my gestaan het in die ry, het besluit, hulle gaan liewers my het in te ry om hulle lisensie te gaan doen. En ek is soos, oké, interessant. 'n paar weke later is ek daar by die Noordelike Konferensie in die boekwinkel besig om met Lea Rian van der Merwe te gesels. En hierdie vrou kom so ingestap en ek kyk vir haar en ek is soos, ek ken jou van iewers, net van iewers. En die manier wat sy vir my kyk, was ek soos, dit is jy wat my moes gehelp het by lisensiekantoor, ek weet wie jy is nou. En sy kyk so, en jy kon sien, sy is nou 'n bietjie ongemaklik, sy kyk haar Sabbatskool boekie, en toe sy kom om te betaal by Lea Rian, kom 'n ander predikant ingestap, en hy sê, Pastor Chad, how are you doing? Ek is soos, perfect. Ek hoef niks te sê nie, ek hoef niks te doen nie. Daai vrou het haar Sabbatskoolboek neergesit en sy het huis toe gegaan. En ek besef toe by myself, ons is geneig, en ek sien dit veral as 'n predikant, okay? Mense is baie nice met my. Ek kan half doen en sê wat ek wil, en mense is baie nice met my. Maar laat daai selfde mens na iemand anders toe gaan, en daai persoon kyk om net die verkeerde manier. Kyk, dan sien jy nou die persoon se ware kleure. Ek kan omdraai en in hierdie gemeenskap instap en ek kan sê, broer Lou is die mees fantastiese mens. En dan kan ek sien, daai mense sal weer soos, is dit dieselfde oom Lou wat ons ken? Praat jy van die oom Lou wat daar boer, die boer daar, ja, ek is nie so seker nie dat het gebeur nie, maar net as 'n voorbeeld. Vir hulle is jy 'n doornbos. Vir hulle is jy 'n disseltjie. En dit maak nie saak hoe mooi jy kan preek en die evangelie vir hulle verkondig nie, hulle gaan dit nie vat nie. Want jy dra nie werklik die vrug nie. Ek gaan vir nou skiep. Elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van God doen, wat die Vader wat in die hemel is. Baie sal hierdie dag vir my sê, Here, het ons nie u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, seker die woorde wat diepste sny in die Bybel. Ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die onregtigheid werk. Julle wat die werk van die Here doen, maar dit doen met die verkeerde manier vir die verkeerde redes. Gaan vir my weg. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondasie is op die rots. Elkeen wat na hierdie woorde luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Geliefdes, die manier hoe ek daarna kyk is soos 'n magneet. As ek 'n magneet hier hou en hier's 'n staalpaal, hoe nader ek kom, hoe meer begin hy magneet draai, want hy wil net vasplak. Vir ons om totaal en al vasgeplak te wees in Jesus Christus, moet ons 24/7 die wil van God doen. En ongelukkig deel van dit is om sy werk te doen. Hoor julle wat ek sê? Deel van dit is om sy werk te doen. En eers dan kom hierdie Bybelvers, Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat 'n gedagtes ek gaan julle koester.
gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou daar is soos 'n oom in Potchefstroom, dit is sy gunstigste Bybelvers. Of het goed gaan en of het sleg gaan, dit is sy gunstigste Bybelvers. En hy baie na my toe gekom en dan haal hy hierdie Bybelvers aan. Sy kinders sê dit is die enigste Bybelvers wat hy ken. En toe ek uiteindelik aangestel was, toe kom hy toe sê hy, Lea, ek weet nie hoe het Lea vasgebyt vir al daai jare lank nie. Maar ek wil vir Lea vra, is hierdie Bybelvers waar? En toe sê ek vir hom, oom, kyk het na my lewe. Dit is waar. Jy sien, ons as Adventiste het 'n opdrag. 'n Opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Matteus 18:20 vers 19 tot 20 en ek weet ons almal ken dit. Gaan dan huis toe en wees rustig. Gaan kerk toe, gaan kerk toe en dan gaan jy huis toe en wees jy rustig. Is dit wat hy sê? Gaan dan heen, maak wat? Hoekom disippels? Wat is 'n disipel? 'n volgeling. Is hy net 'n volgeling? Hy is iemand wat ander mense van die Here leer. So in ander woorde, gee vir die persoon al die inligting wat hy nodig het, nie net om gered te word, maar om vir ander te gaan leer. Sien jy, dit is 'n ketting wat moet gaan. Ek leer jou, jy leer iemand anders. Daai iemand leer iemand anders. OK, maak disippels van wat? Net van die boerevolk? Van almal. Wit, swart, bruin, pink, pers en ek sit daai kleure in wat selfs hierdie LGBT wat ook al Q goedjies selfs vir daai mense gaan vertel hulle. Alles is moeilik. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle bevel gegee het en kyk, ek is met jou al die dae tot aan die volleinde van die wêreld. Eers as jy my werk doen, is ek met jou. Is julle saam met my? Lees julle dit saam met my? Moet ek die woord vir julle uithaal? OK. Doop hulle, en leer hulle om alles te onderhou, en beteken wat? Dit word aangeheg. Eers wanneer jy dit doen, dan is ek met jou. Gee ons werklik alles oor aan Jesus. Wanneer die seisoene verander, dan word baie van ons wat? Siek. Hoekom? Wanneer jy iewers kyk van warm na koud of van koud na warm toe verander, is ek ja. So wat gebeur is ek by 'n lekker warm vuur sit wanneer is koud en ek loop weg van die warm vuur af en ek begin te bewe aan die ander kant en ek loop terug na die warm vuur toe en ek loop weer weg. Wat gaan met my gebeur? Ek gaan siek word, né? So as ek kerk toe kom en ek word aangesteek deur die Heilige Gees, maar ek gaan huis toe en ek dwaal in die wêreld rond, wat gaan met my gebeur? Ek gaan siek word. Geliefdes, ek wil by julle hoor. Wat se siekte het ons as Adventiste? Wie wil raai? Is 'n dodelike siekte? 'n Siekte wat aansteeklik is. Ons as Adventiste het AIDS. Adventiste in diep slaap. Glo jy my nie in Engels ook, Adventists in deep sleep. AIDS. Ons is so besig om die wêreld te hanteer asof hulle siek is en ons is gesond. Maar tussenin is ons ook dodelik siek. Tussenin is ons ook besig om die ewige lewe heeltemal mis te kyk. Glo jy my nie? Jesus praat. Nee, sorry, daar's 'n vergelyking van wanneer Jesus ons kom haal in Matteus 5:20. Kyk mooi wat sê dit. En hy sal die skape aan sy regterkant, onthou, skape regs,
die wat sterk staan, jou regterkant is gewoonlik jou sterke kant, en die bokke aan sy linkerkant sit, dan sal die koning wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes wat van my Vader beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. So, die is die mense wat is? Gered is, né? Kyk hoe mooi. Want sê vir my, hier is die rede hoekom julle gered is. Is jy saam met my? Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te dranke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Nou, ek moet vir julle sê, daarin, toe ons die eerste keer Zimbabwe toe gegaan het om te gaan leer, het die persoon wie se kar ons gebruik het, hy het 'n splinternuwe kar gekoop en die kar was nog nie op sy naam nie. En toe ons nou tussen Botswana en Zim toe moes gegaan het hulle vir ons gesê, ons kan deurry, maar in Zimbabwe gaan hulle die kar vat. So ons is in Botswana, ons ken niemand nie, ons het geen plek om te slaap nie, ons is honger, ons het niks die hele dag geëet nie. Dit was aaklag. En die vrou wat daar by die grens gewerk het, aan Zimbabwe se kant, het na ons toe gekom en sy het gesê, "Wee, ek bly hier so in Botswana. Ek hoor julle 70 Adventiste predikante. Hierso is my foon en my sleutels. Ry na daai winkel toe, my boetie sal vir julle daar kry." En in my gedagtes was ek soos, okay, sy het seker niks in die huis nie. Jy weet, is seker soos 'n shack huisie. Toe ek al instap, 'n groot flatscreen TV, 'n surround sound, 'n massiewe huis, beddens, orgels, mooi luxe huis. En terwyl ek op die bank lê met oom Rian, wat op die bank so ook aan my gelê het, en ons regmaak om te slaap, toe vra ek vir hom, oom, sal oom se sleutels van oom se huis en oom se foon vir vreemde mense gee? En hy sê, Chad, ek lê en ek dink aan dieselfde ding. My antwoord is nee. Hierdie enetjie sê, Jesus was 'n vreemdeling en ons het vir hom 'n blyplek gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. Ek was 'n gevangenes, in die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal ek regverdig is om antwoord en sê, Here, wanneer het ons die honger gesien en gevoed? En hulle antwoord dit en Jesus antwoord uiteindelik en hy sê, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes in die kerk, almal, van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. Dan praat Jesus met die aan die linkerkant en dit sê, gaan weg van my af, julle vervloekstes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het my nie ete gegee nie, ek het dors gehad en julle het my nie te dranke gegee nie. Heeltyd die teenoorgestelde ding. En uiteindelik vra hulle vir Jesus, Here, wanneer het ons u honger gesien en dors, of 'n vreemdeling en naak, of siek en u in gevangenis en u nie gedien nie? Dan sê hy vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Wanneer laas het Willemore gemeente iets vir siek mense in die gemeenskap gedoen? Kan jy my 'n datum gee? Wanneer laas het Willemore opgestaan en gesê, ons gaan vir die mense wat honger het in ons dorp, ons gaan sien. Ons gaan vir hulle iets gee om te eet en ons gaan bietjie tyd saam met hulle spandeer. Wanneer laas het jy dit gedoen? En ek praat nie net van kosies gegee en huis toe gery nie. Ek praat van tyd saam met hulle gespandeer. Hierdie is een van my gisterse stories in die Bybel, Lukas 5, vers 18 tot 19. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring. En hulle het hom probeer om in
in te bring voor hom en voor hom neer te sit. Geliefdes, hier is 'n groep vriende wat 'n siek man dra kilometers en kilometers ver met die gedagte is om net voor Jesus kan neerset. Net daar voor Jesus neerset. En ons almal ken die storie. Hulle kom daar en hulle kan net nie by Jesus uitkom met hierdie bed nie. Het hulle toe opgegee? Nee, hulle het daar tussen mekaar gesels. Hoe gaan ons hom toe by Jesus neerkry? En jy weet daai gesegde van 'n boer maak 'n plan. Ek seker daar was 'n boer iewers en hy het gesê die dak. Ek kan hulle hoor stry, is jy simpel? Hoe gaan ons iemand die dak jy? En dit is nie soos hierdie teeltjies van ons wat jy net so 'n bietjie oplig en jy weet jy kan hulle onder mekaar inhak en weer neersit. Nee. Dit is hierdie groot klippe wat hulle moes uitgekap het. Nie 'n klein gaatjie nie, groot genoeg vir 'n hele matras om deur te sak tot die voete van Jesus Christus. Is ons gereed om so iets vir iemand in die gemeenskap te doen? Om al ons krag en energie en tyd te vat om ten minste een siel vir Jesus te kan red? Is ons? Wie van julle het al hierdie fliek gesien? As jy nog nie gesien het nie, kyk daarna. Ek dink hierdie was 'n geleentheid wat die adventiste gehad het, wat ons heeltemal misgeloop het. Die is 'n ware fliek van 'n 7-dag adventiste man. Dit is die Hollywood hulle self gemaak, geliefdes. Die hoofkarakter speel eintlik Spider-Man. Hoor julle wat ek sê? Dis 'n fliek wat die hele wêreld na gekyk het, van 'n man wat opgestaan het as 'n 7-dag adventis, wat direk gesê het in die fliek, ek kan nie 'n vuurwapen werk hê, hoekom wat ek is 'n 7-dag adventis. En jy weet daar kom 'n tyd waar hulle moes opklim by die berg en dan het hulle teen die Chinese of Japaneese geveg, ek dink 'n Japaneese geveg. En terwyl hierdie man daar is, kom hy agter dat hulle is besig om te verloor. Hy moet sy vriende gaan haal en hy moet hulle hierso afbring by die berg af. En so doen hy dit. En elke keer wat hy iemand by die berg afgekry het hy omgedraai en 'n gebed gesê, "Please Lord, help me get one more. One more Lord, one more." Dan hardloop hy in die oorloggronde in met die bomme wat ontplof en die geweerskote wat klap. Hardloop hy in, kry hy iemand, bring hy hulle terug en hy sê, "Please Lord, help me get one more." En so het hy 75 mense se lewens gered in een dag. Met sy hande wat stikking gesny is met die tou wat hy aftrek en weer opbring. Aftrek, opbring. 75 mense en nog steeds het hy gesê, "Please Lord, help me get one more." Waar is die ware 7-dag adventiste wat omdraai en mense na die Here toe bring en sê, "Here, dit was uitputtend, dit het baie tyd gevat, baie energie gevat, maar asseblief Here, help my om nog een te red." Waar is die adventiste wat alles in hulle mag sal doen om die werk van die Here te doen? Jy sien, ons is geneig om te sê dat die Jesus kom. Maar die Bybel sê Jesus sal kom wanneer elke liewe oor van hom gehoor het. Waar is die adventiste wat hulle deel doen om seker te maak dat almal rondom hulle weet wie Jesus Christus is? Ek weet, dit was nou seker nie baie maklik om te hoor nie. Maar die waarheid is ons het almal AIDS. Ons is almal vas in die slaap. Maar genesing is daar as ons sal opstaan en weer vir die Here se voete gaan neerval en sê, "Here, ek is bereid om die werk te doen." Kom ons sluit af met lied 364. Ons groot almagtige Hemelse Vader. Here, vandag het ons dokter toe gekom en ons het uitgevind dat ons is siek, Here. Here, ons vra dat U ons sal genees,
dat U vir ons hierdie liefde sal gee vir die gemeenskap om ons. Dat net soos toe U na die wêreld gekyk het en hulle in 'n jammer gekry het, help ons Here om ook so na die mense rondom ons te kyk, om hulle te sien as 'n kind van U, 'n kind wat moet van U hoor, 'n kind wat moet 'n ontmoeting met U hê. Help ons Here dat ons sal uitgaan en met ons bossleutels en sal gaan kyk wie se sleutels het ons. Help ons Here dat ons nie mismoedig sal word wanneer ons voel ons werk hard vir U en daar is nie getalle wat saam met dit kom nie. Maar ons weet dat wanneer die tyd reg is, sal die saadjies in daai mense se harte ook groei. Help ons Here dat ons deel sal wees van die skape wat uitgekyk het en probeer uithelp het waar ook al U ons geplaas het, sodat ons ook die ewige lewe kan beerwe. Ons bid in Jesus se naam. Amen.